Die snelheid teenoor tydsketsgrafiek verteenwoordig die beweging van 'n bal wat in vryval was. Die bal het die grond na 3t sekondes getref. Watter een van die volgende stellings is korrek? Die bal is. Die korrekte antwoord is C. Vanaf 'n hoogte bokant die grond vertikaal opwaarts gegooi. Kom ons beantwoord hierdie vraag deur krities te kyk na ons snelheid tydgrafiek. Jy sal oplet dat by tyd t is die snelheid 0. Met ander woorde, daar's vryval, iewers stop die bal, maar net voor en net na daai stilstandsoomblik by tyd t is daar beweging. So kom ons evalueer ons opsies. Die bal word vanaf 'n hoogte bokant die grond laat val. Nou, as dit laat val word vanaf 'n hoogte, dan gaan die snelheid slegs in een rigting wees, of positief of negatief. Kyk na jou grafiek, daar's positief en negatief, so dit kan nie A wees nie. Die bal word vanaf die grond vertikaal opwaarts gegooi. Nou in daai geval, beweeg op, kom tot stilstand, beweeg af, verandering van rigting, dit is 'n opsie. C. Vanaf 'n hoogte bokant die grond, opwaarts, stilstand, afwaarts, ook 'n opsie. D. Vanaf 'n hoogte bokant die grond vertikaal afwaarts gegooi. Daai gaan ook nie werk nie, want dit is slegs een rigting, so jou grafiek snelheid teenoor tyd sou of net positief wees of net negatief. So dis of B of C. Nou, hoe lank vat dit vir die bal om by sy maksimum hoogte uit te kom? Dit is daardie gedeelte en dit is 'n tyd t. Nou, hoe lank sal dit die bal neem om terug te kom tot sy oorspronklike posisie? Wel, ook tyd t. So dit beteken ons sou min of meer daar stop, want daai is ook dan t. Nou, dit beteken B is verkeerd. Want as die bal vanaf die grond opwaarts gegooi is, sou dit tyd t gevat het tot by die maksimum hoogte en dan tyd t terug tot by die grond. Maar hier sien ons, nadat die bal teruggekeer het tot op dieselfde posisie van waar dit geprojekteer is, hou die bal aan beweeg in dieselfde rigting en die snelheid neem toe. En dit is daai derde t wat ons hier sien. So die eerste t is tot by t, dan het ons 'n tweede t terug tot die posisie van waar dit gegooi is en dan beweeg dit verder. En die enigste verduideliking daarvoor is opsie C, want is vanaf 'n hoogte bokant die grond gegooi. Dit het beweeg op maksimumpunt, teruggekom by tyd 2t en tyd 3t en heel waarskynlik by tyd 3t tref die bal die grond.